Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat gesels. Ja, die boere stroop, die mielies loop en die soja en sonneblom-oeste is hoofsaaklik gelewer. So hier by ons begin die mielie stroopproses spoed optel. Ons is eintlik bekommerd oor die baie min mielie uitvoere wat daar tans is en die handelaars wil dit hê dat die mielieprys nog 'n bietjie daal voor ons gaan regtig begin mielies uitvoer en dit is natuurlik 'n dilemma. Intussen goeie nuus, die Suid-Afrikaanse internasionale kredietgradering is opgradeer deur Fitch. Is die eerste keer in 21 jaar wat dit die land se langtermyn vooruitsigte verbeter het. So dit is baie goeie nuus. En intussen is daar ook ander graderingsfirmas wat gesê het hulle is baie positief oor Suid-Afrika. Nou dit val saam by die eerste kwartaal van 2026 waar die ekonomie met 0,5% gegroei het. Dit is heel wat meer as wat dit verwag is en dis 'n stadige opwaartse traject van 0 laas jaar tot 0,5 is nog nie regtig iets besonders nie. Maar belangrik, landbou het met 3,9% gegroei, maar ek wil graag hê julle moet na die grafiek kyk wat ons vir julle aanleg. Want die persentasieverandering is regtig misleidend. Want van die eerste kwartaal van die jaar en meer die produksie teen laas jaar se eerste kwartaal. So 0,5% groei klink baie, of nie baie nie, maar almal juig daaroor. Maar in die grafiek wat ek gedoen het, is om vir julle die totale produksiewaarde te wys, vanaf die eerste kwartaal 2024 tot eerste kwartaal 2026. Nou hier kan julle sien, die totale ekonomiese produksie het met slegs 2% gegroei. So dis nie regtig iets om oor huis te skryf nie, dis hoekom werkloosheid tog baie hoog bly. Hier teenoor het landbou met 12% verbeter. So dis natuurlik hoekom die landbou bly groei. Ons is redelik aangepas. Groot graanoester die laaste 2 jaar redelike sterk uitvoere met vrugte en natuurlik wat nou 'n bietjie terughou is die uitvoer van vleis. Maar in elk geval, die rand bly rondom R16.50, dit stabiel is. Die brandstofprys het bietjie gedaal, veral diesel, en dit lyk of die olieprys nader aan $90 per vat wil beweeg. Hy skommel maar rond, die onstabiliteit stuur voort, dan sê hulle daar's vrede en dan sê hulle gaan mekaar pak slag gee, so dis 'n bietjie onstabiel. Dan wat 'n bietjie vir my regtig pla nie, bietjie nie baie, die media, die populêre media is nou regtig oor die kop geslaan oor 'n super El Nino. En baie sensasionele berigte. En dan bly 'n mens vir die mense sê, en dit is my opvallend dat baie van hulle nie landbou verstaan nie, maar daaroor skryf, om te sê maar onthou, dis deel van die klimaatsiklus. Natjare opgevolg deur droë jare. En al wat die weermanne vir ons sê en vroue, ons gaan 'n El Nino periode binne wat neig om droër en warmer in die somerreënvalgebied te wees. En dan het die ou boere my ook geleer, dis nie die reënval die totaal nie, maar die verspreiding van die reënval wat baie belangrik is vir 'n oes. So ja, ons beweeg in 'n El Nino fase, weer en almal raak opgewonde, maar ek dink 'n mens moet bietjie versigtig jou opsies oorweeg en nie op hol raak nie. En natuurlik wat dit moeilik maak, groot surplus van mielies en sojabone, ons pryse is baie laag, en met die kunsmis en brandstofpryse het die koste omtrent 3.000 na 4.000 rand per hektaar verhoog. So dis moeilik om gelykbreek te bereik. Ons het nou onlangs 'n vergadering gehad, 'n klompie landbouekonome en daaroor gesels. En ja, teen die agtergrond van wat Graan SA byvoorbeeld sê, 'n paar opsies, plant minder mielies. Daar's te veel mielies in die land. Natuurlik kan dit werk as die oes so kleiner is weens droogte. Dan ook vervang jou mieliehektare met ander gewasse soos koring of sonneblom of selfs aangeplante weidings. En dan is daar natuurlik ook 'n lang gesprek oor sogenaamde papiermielies wat jy kan koop. Maar almal het maar elkeen sy slaggate. Ek dink die belangrikste is, dink versigtig, moenie snaakse goed doen nie. Doen wat jy kan doen, doen dit reg. In 'n droë seisoen is dit baie belangrik om dit reg te doen. En natuurlik ook deel van die gesprek is dat as jy minder mielies plant, het jy minder rifoer vir jou beeste en jou vee om deur die winter te gaan. En deel van die oplossings is natuurlik meer rifoergewasse vir 2027 se weidings. So daar is 'n hele klompie goed wat ons oor kan gesels, maar ek dink moenie op hol raak nie. Dink rustig daaroor. Dan Omnia het berig hulle winste met 28% gegroei.
Hulle het soveel geld gemaak dat hulle addisionele dividend van 1,2 miljard uitbetaal het aan aandeelhouers en die landbou se inkomste, onthou is in mynbou en landbou, het gegroei ook met 28% hulle inkomste daai op 13 miljard. Ietsie anders, die voedselmark is besig om vinnig te verander. Die kleinhandelsmark wat vir ons as boere baie keer 'n klip in die skoen is oor hoe hulle die pryse opmerk in diervoedsel en dat die pryse wat op plaasvlak daal nie deurgaan aan die verbruikers toe nie. So daar is nou verskeie van hulle wat probeer om die informele sektor mee te ding, maar daar het nou 'n nuwe winkelgroep oopgemaak wat al so rukkie terug begin het, waar hulle sê dat voedsel tot 60% goedkoper is as die tradisionele kleinhandelaars soos Pick n Pay en Checkers. En wat hulle doen is, en van ons in die platteland het dit al lank terug gesien, hulle verkoop goed soos mieliemeel, suiker, rys, kookolie en 'n klompie ander goed in losmaat. So jy bring jou houer en hulle meet dit vir jou af soveel geld jy het, die prys is per kilogram of per liter, en jy koop hoeveel geld jy en hulle sê dit is tot 60% goedkoper en dit is besig om soos 'n veldbrand te versprei. Nou natuurlik vir my as 'n landbouer is dit baie goeie nuus want dit beteken voedsel is goedkoper, beteken mense kan meer voedsel koop en dat dit ook armoede en honger gaan verlig. So 'n klomp veranderinge wat besig is om plaas te vind. Kom ons neem 'n breek en dan gesels ons oor die markte. Skadegenade is nog altyd in ritme met die hartklop van ons landbougemeenskap en daarom altyd op die uitkyk na geleenthede om dit te ondersteun. Op 24 Junie 2026 is ons by die Boshoff Bonsmara veiling op die plaas Brakfontein tussen Delmas en Leandra. As een van jou grootste kopsere is dat jy voel jy verloor finansiëel met versekering, dan nooi ons jou hartlik uit om ons daar te besoek en dit met ons te kom bespreek. Of skakel 0836308306 of jou naaste Skadegenade agent as jy na oplossings soek. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur. Welkom terug luisteraars, ons gesels oor die markte. Dit is maar stil op die oomblik hier by ons, die veepryse verander nie veel nie. Die graanpryse beweeg hoofsaaklik sywaarts, maar ek sien ook Skadegenade ondersteun hulle in die finansiële pers is daar baie berigte oor boere se risiko, die versekering daarvan. Ek dink weer eens die belangrikste is jy moet jou risiko's reg bestuur, jy moet dit reg verseker want baie mense se versekering is heeltemal verkeerd en betaal onnodig baie geld. Nou in Amerika loop dit goed, hulle plantseisoen is ver gevorder. Meeste van die grane, sojas en die ander is redelik klaar geplant, mielies ook feitelik klaar. So dit was 'n bietjie Chicago pryse oor deurgaans redelik laag die laaste week en dit het natuurlik 'n effek hier by ons ook, maar by ons pryse hoofsaaklik vir al die gewasse bietjie laer maar meer sywaarts en dit spring maar bietjie op en af dag tot dag afhangende van die wisselkoers, maar meestal sywaarts. Safex witmielies skommel hier rondom 3180, 3200 en geelmielies so rapsodier 3200 en 'n bietjie hoër. Ek dink dit sal dalk 'n bietjie onder druk kom want dit moet laer beweeg om geelmielie uitvoere te fasiliteer. Soja is ook hier by ons vir internasionaal gedaal hier by ons redelik sywaarts rondom 6700. Sonneblom het 'n bietjie verbeter. Die oestryk is klaar na 8700. So daar is so 'n bietjie opwaartse tendens. Dis maar net die koring wat bly sukkel, selfs na die invoertarief verlaag is dan 619 van R619 per ton na R153 per ton. Maar Safex onder die 6000 hier by 5700 vir Desember wat glad nie 'n goeie prys vir produsente is nie. En dan aardappelpryse ook nog ernstig onder druk, redelike volumes op die markte wat toeneem na die reën van die vorige weke. En prys beweeg hier rondom R40 per 10 kg sakkie vir die markte. En natuurlik deel van die effek is nou natuurlik dat die goedkoper aardappels en goedkoper mieliemeel tot gevolg dat rysinvoere sien ek redelik gedaal het. Natuurlik rys is duur as jy die wisselkoers vat, so dit het 'n effek daarop dat die goedkoper mieliemeel, goedkoper aardappels, rys vervang in die dieet van die arme mense en dit daardie mark redelik groei. Veemarkte baie stabiel, bietjie opwaarts hier en daar.
van hulle bietjie af. Natuurlik back and closure is maar nog die groot gevegspunt. Daar gebeur nie veel nie. En die ministerie van Landbou het nou weer eens in 'n groot boeboe getrap waar hulle grappe maak oor boere se versoeke rondom wat daar aan die gang is en dat hulle dink dit is 'n grap. So daar is maar baie onwoeligheid en ongemaklikheid oor die hele proses. Klas A beesvleispryse effens op R63 per kilogram. Klas C ook so bietjie op 58, speenkalvers tussen 42 en 44. So dit bly maar daar rond beweeg. Skaapvleis nader 100 en 910 rand per kilogram, dis nou lam, word gestit met uitvoere en klas C ook effens hoër, net so by die 78 rand per kilogram. Uitvoere het in April maand redelik skerp toegeneem, dit was in Maart baie sleg, so dit stit ook. Wolprys beweeg ook stadig, maar seker hoër, elke week so 1% of wat hoër, en natuurlik dis so hier oor die 313, 315 rand per kilogram vir 18,5 mikron RWS, so dit is regtig goeie pryse. Suiwelpryse ook stabiel hier rondom R7. En dan om mee af te sluit, varkvleispryse het redelik teruggesak hier na R334 per kilogram toe. Dit is redelik normaal hierdie tyd van die jaar, want die produksie van 'n warm, of liewer 'n warm herfs, kom nou in die winter in, en dit het dan natuurlik wat die prys laer druk. Gewoonlik herstel dit na die winter hier na Desember toe weer. So dis seisonaal. En dan hoender ook so 'n klein bietjie afgedruk, net so onder die R35 per kilogram. Vars hoender ook bietjie af na 42 kilogram. En natuurlik die groot nuus die week was dat die minister die reëlings verander het dat boere hulle hoenders kan ingryp, inspuit, en voorkomend teen voëlgriep. Het die regulasies verander. So geniet die winter en sterkte vir die stroopproses vir die boere. Groete van Johan Willemse.